unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and place my hand into his side, I will not believe. Even if I have to die with you, I will never disown you. Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road? Then their eyes were opened, and they recognized him. Stop doubting and believe. Nou ja, goeienaand van my kant af. Julle lyk goed, kry julle koud? Julle lyk asof julle 'n bietjie koud kry. Was jy al ooit in 'n situasie waar iemand vir jou gesê het, ons moet praat? Iemand het ooit vir jou 'n boodskap gestuur, dalk jou kerel, of jou meisie, jou man of jou vrou, of dalk nog ewen erger, jou baas. As jy maandag in die kantoor instap, kry my in my kantoor, ons moet praat. Dit klink net vreesaanwekkend, nê. Dis amper asof jy weet dat die volgende oomblik hou niks goed vir jou in nie, nê. As ek die enigste een wat as ek daai woorde sien, dink ek, o, die Here help my, ek is in die moeilikheid. Na die opstanding spandeer Jesus 40 dae en hy het persoonlike ontmoetings met mense. Dis amper asof hy hierdie ons moet praat oomblik met mense vasgemaak het. En jy sien wat vir elke gelowige hier glad nie helpvol is nie, is dat wanneer ons geloof wil aanpak, dat ons die moeilike ons moet praat gesprekke probeer vermy. Sien, dit is glad nie helpvol vir 'n groeiende geloof nie. En ons glo, soos wat ons oor die laaste 3 weke en vanaand hierdie reeks afsluit, stil staan by van hierdie ons moet praat gesprekke, wat Jesus gehad het met mense, dat ons opnuut kan ontdek, dit wat hy vir jou wil sê. Nou, ek wil vanaand gou net eerstens vir jou vra, wat glo jy is eintlik waar en wat glo jy is vals? En weet jy, partykeer kan ons ook nie eers onsself vertrou met wat ons glo eintlik waar is nie. Want ek wil die volgende woorde met jou deel. Sometimes we believe things that aren't true. And other times we believe or we doubt things that are absolutely true. So kom ons gaan vanaand gou 'n speletjie speel, net om te kyk dit wat jy eintlik glo, of dit waar is of vals is. En ek gaan jou vra, dat as jy glo iets is waar, dat jy jou hand net in die lug sal hou. En dan kyk ons. Nou, as jy 'n gees het van kompetisie, ons gaan hom nie bestraf nie. Vanaand roep ons daai gees uit, okay? Jy kan nou bragging rights wen vir die volgende week oor jou algemene kennis. Klink dit vir jou goed? Okay. Kom ons toets gou-gou, almal se hande net in die lug, want ek sien julle gaan skaam wees. Almal se hande in die lug, sien jy kan dit doen. Ek glo in jou, jy kan dit doen, okay? So, hier's die eerste ene. Glo jy dat hierdie waar of vals is, dat as jy kaugom insluk, dat dit 7 jaar vat om te verteer in jou stelsel? Wie glo dit is waar? Come on. Wat het jou ma altyd vir jou gesê, of jou pa altyd vir jou geleer, onderwysers, dink julle dis waar? Dis absoluut vals, dis nonsens. Ek weet nie hoekom glo julle sulke nonsens nie. Dit is nie waar nie. Soos enige ander kos, ten minste in 24 uur, mits jy baie erge IBS het, is daai ding weg, okay? So jy kan ontspan. Slakke kan tot 3 jaar slaap. Slakke kan vir 3 jaar lank slaap. Klink hierdie vir jou soos waar? Klink dit vir jou soos waar? Dis die waarheid. Slakke kan, genuine, vir 3 jaar lank slaap, okay? So as iemand jou 'n harde tyd gee oor jou Sondagmiddagslaapie, sê vir hulle ontspan. Ten minste is ek so erg as 'n slak nie, want slakke vat 3 jaar om middagslaapies te hê. Heuningbye kan hulle vlerke 230 keer per sekonde klap. Waar of vals? Dis die waarheid, hulle kan. Wat van hierdie ene? En ek bly my vrou is hier om te hoor. Ons sluk 8 spinnekoppe 'n jaar in terwyl ons slaap. Waar of vals? Ja, in Engels, you eat 8 spiders every year in your sleep. Waar of vals? Waar? Dis vals, dis absolute nonsens. Laat weet my waar jy bly, want ek wil nie naby jou huis kom nie. Want vir die res van ons,
in Piri Park in Peerverheineveld eet ons nie spinnekoppe nie, ten minste nie vrywillig nie. Okay, so ek weet nie die van julle wat op jou menu is nie, jou spyskaart, maar vir die res van ons, nee, ons eet nie spinnekoppe as ons slaap nie. Wat van hierdie een? Jou naels groei steeds nadat jy dood is. Absoluut vals. Dis eintlik jou vel wat net terugtrek, dan lyk dit asof die naal langer is, maar hy groei nie. Okay, hy doen nie. Niks groei as jy dood is nie. Wat van hierdie ene? Mense wat aan boantropie ly, glo dat hulle is 'n koei en probeer hulle lewe leef as 'n koei. Dink jy dis die waarheid? Dink jy daai bestaan? Dink jy daar's mense wat lewe volgens koeie? Dis absoluut die waarheid, okay? Maar jy mag vir geen vrou sê sy's 'n koei nie, okay? Sy mag dit dalk self glo en ons gaan vir hulle bid, maar jy mag nie. Okay, as jy 'n muntstuk van die Empire State gebou laat afval en hy tref jou, sal hy jou doodmaak. Wie glo dis waar? Dis vals. Okay, ek gaan nie. Dis een van daai leuns. It's not true. Dit gebeur nie. Laaste een. Vir al die vrouens, as jy jou hare skeer, groei dit dikker terug. Dis 'n leuen. Dit doen nie. Dit voel asof dit dikker is want dis korter. Okay? Dit is nie, dit word nie dikker nie. Okay, so jy kan saam met my sien. Vriende, jy kan saam met my sien. Dat daar sekere goed wat ons baie keer glo wat absoluut net nie die waarheid is nie, maar dan is daar ander kere in ons lewe waar ons twyfel in goed wat verseker die waarheid is. En of jy nou al vir Jesus jou hele lewe lank volg en of jy in die laaste ruk eers hom leer ken het, ons almal kan erken dat daar's 'n element van twyfel wat almal van ons soms beleef. As jy eerlik is met jouself, as jy regtig vanaand eerlik is met jouself, kan jy hierdie erken. Dat daar's tye in geloof wanneer ons twyfel. Ons twyfel in goed soos, is God regtig goed? Of ten minste is hy regtig goed vir my? Wanneer dit regtig moeilik gaan, wanneer ons omstandighede teekom of uitdagings in ons lewe het, dan kom hierdie vraag op, is God regtig goed? Dit is eintlik 'n saak met my lewe. Ons vra soos, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense, nee? Ons worstel met vrae soos, is ek regtig vergewe? As jy kyk na my verlede, as jy dink aan dit wat ek al gedoen het en die foute wat ek al gemaak het, is dit regtig so dat God my kan vergewe? Is my bladsy regtig skoon? Van die ander vrae wat ons mee worstel is goed soos, het die Here regtig 'n plan vir my lewe? Dit voel asof as ek na my toekoms kyk en ek droom oor 'n toekoms, dan vra ek, Here, het U regtig planne vir my? Of val ek maar net in lyn soos die res van die skape en probeer nou maar net iets maak van my lewe? Het U regtig groter en goeie planne vir my? Maar wat van hierdie ene? Kan ek regtig God vertrou met goed soos my finansies en my loopbaan en my verhoudings? Kan ek hom vertrou met my sport? Kan ek hom vertrou met my akademie? Kan ek hom vertrou vir 'n beter môre? Jy gaan saam met my stem, vriende, dat twyfel is oral sit te vind. Jy hoef nie ver of lank te soek om ten minste 1000 redes bymekaar te krap oor waar ons moontlik twyfel kan beleef nie. Hoor gou wat skryf Dawid. Dawid skryf in Psalm 13 vers 1 tot 4 die volgende woorde. Hy sê, "How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long will I store up anxious concerns within me? Agony in my mind every day. How long will my enemy dominate me? Consider me and answer me, Lord my God. Restore brightness to my eyes. Otherwise, I will sleep in death. My enemy will say, I have triumphed over him, and my foes will rejoice because I am shaken." Sal ooit in jou lewe op so 'n punt waar hierdie woorde reg met jou hart resoneer oor die twyfel wat jy al teëgekom het in jou geloof. Ek wil vanaand hierdie gou met jou deel. I.W. Tozer skryf die volgende woorde en hierdie is vir ons die vertrekpunt van vanaand. Hy sê, "A faith that is unquestioned and untested is no faith at all." As jy gedink het geloof is iets wat ons maar net maklik teekom en dat dit maklik gebou word en dat ons net maklik verstaan en glo, dan maak jy 'n fout. Jy sien wat God eintlik vir ons begeer is dat ons 'n geloof
uit oortuiging uit gaan bou. Dat die goed wat jy glo, is wat jy glo, omdat jy glo, omdat jy glo. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Dit is amper asof jy daai breë bors, jy kan my nie 'n millimeter skuif op hierdie goed nie, want dit is nie net dat ek dit blindeliks glo nie, maar as dat ek uit ervaring, belewenis en persoonlike verhouding diep tree al getrap het oor hierdie oortuigings. Sien, ek wil vanaand gou hierdie van jou skouers afhaal, dat as jy twyfel in jou lewe teekom, if you face doubt, dat jy eerstens vanaand gaan weet, jy's nie alleen nie, dat dit 100% normaal is vir enige gelowige om te twyfel. En aan die ander kant, dat jy sal weet, dat dit jou nie diskwalifiseer nie. Jy sien, want die vraag is nie of ons gaan twyfel nie, dit is wat doen ons met twyfel, nie? Ek wil gou hierdie met jou deel, Hebreërs 11 in die New King James, praat van geloof. Hy sê, faith is the substance of things hoped for, but it is the evidence of things that are not seen. Die CSB praat van, it's the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. Sien, is okay as jy twyfel, almal doen. Maar wat maak ons daarmee? Ek wil net vinnig gou stil staan vanaand by 'n storie waar Jesus met een van sy disippels, Thomas, 'n gesprek gehad het rondom twyfel. En ek wil dit gou vir jou wys, net vinnig, dat as jy net deur die Bybel moes blaai, hoeveel van die karakters in die Bybel gestoei het met twyfel. En sien saam met my dat hierdie 'n redelike normale ding is vir mense om te beleef, dat God eerstens nie wegskram van dit af nie, en tweedens dat hy ons nie wegstoot as gevolg van dit nie. Adam en Eva in Genesis 3, twyfel, het God regtig hierdie vir ons gesê? Selfs Abraham en Sara in Genesis 12, hulle twyfel oor God se belofte vir kinders oor hulle lewe. Moses twyfel oor God se vermoë om Israel te red in Eksodus 4. Elia, die profeet, sien wat God doen. Hy sien ongelooflike wonderwerke. Die volgende dag gaan lê onder 'n boom, hy vervloek homself en hy sê ek wil doodgaan. En hy twyfel. Johannes, Jesus se neefie, 6 maande ouer as Jesus, is gevangenes gehou in die tronk. Hy skryf 'n brief aan Jesus, stuur dit saam met ander disippels en hy vra vir Jesus, is jy regtig die Messias of moet ons wag vir iemand anders om te kom? Jesus se eie neefie. Petrus twyfel op die water en hy sink. Ons het laasweek oor dit gepraat. En hy self verraai Jesus en hy ontken hom 3 keer. Vriende, om te twyfel is normaal. Lees saam met my die storie van Thomas, soos wat Jesus na die opstanding in Johannes 20 vers 19 tot 29 met hom ons moet praat oomblik het. So in vers 19, when it was evening on that day, first day of the week, the disciples were gathered together with the doors locked, because they feared the Jews. Now Jesus came and he stood among them and he said to them, peace be with you. And having said this, he showed them his hands and his side. And so the disciples rejoiced when they saw the Lord. And Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, I also send you. But Thomas, one of the 12, was not with them when Jesus came. And so the other disciples were telling him, we've seen the Lord. But he said to them, if I don't see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the mark of the nails, and put my hand into his side, I will never believe. A week later, his disciples were indoors again, and Thomas was with them. And even though the doors were locked, Jesus came and he stood among them and he said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here, and look at my hands. Reach out your hand and put it into my side. Don't be faithless, but believe. And so Thomas responded to him, my Lord and my God. And then Jesus said, blessed are you because you have seen me and believed. But blessed are those who have not yet seen and still believe. Jy sien, twyfel is nie teenstrydend met geloof nie. Ek wil dit vanaand vir jou sê. As jy voel asof as jy twyfel het dat jy teenoor geloof staan, dan maak jy 'n fout. Twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie.
Ongehoorsaamheid is die teenoorgestelde van geloof. Nou kom ek verduidelik gou vir julle vinnig wat dit beteken. Ons seentjie Luka, ons maak gister vir mamma vegetarian sushi, want sy mag nie meer vis eet nie. Sorry vir haar. En een van die bestanddele wat ons gebruik is 'n crab stick, want dit is nie regtig vis nie. As jy gewonder het, as 'n rede kom hulle sê imitation crab, dis nie regtig krab nie. Nou vat ek hierdie stuk krab na Luka toe en ek sê vir hom, proe hierdie, pappa het iets lekker vir jou. En hy kyk na daai crab stick en hy maak so en hy sê no way, not a chance. Jy gaan nie haring by my kry nie. En hy twyfel vir 'n oomblik dat sy pa iets vir hom gaan gee wat of nie lekker gaan wees nie of hom gaan skade aandoen. Dit is nie ongehoorsaamheid nie. Dit is 'n oomblik van ek is nie seker oor wat hierdie ding is nie. Dis 'n oomblik van hy begryp nie wat daai is nie. Hy verstaan nie wat dit is nie. Dis nie ongehoorsaamheid nie. Ek kan hom nie pak gee en hom slaan in daai oomblik nie. Want hy worstel met twyfel. En ek en hy begin hierdie gesprek. Dink jy pappa gaan vir jou iets sleg gee? Nee. Het pappa ooit iets sleg vir jou gegee? Ja, ek het al vir hom chili bites gegee. So sorry oor dit, maar hierdie ek beloof jy, dit gaan jou nie brand nie. Sien jy saam met my vriende dat selfs net 'n aardse pa se hart, wanneer jou kind twyfel beleef, is nie 'n rede om te straf nie. Is nie 'n rede om te verwerp nie. Is 'n moment om nader aan mekaar te kom. Is wat ons hier sien in Thomas se storie ook. So die vraag is, wat doen ons met twyfel? Eerstens is, ons ontken dit nie. Ons werk daarmee. As jy vanaand hier sit en jy genuine twyfel in jou hart, either oor geloof of oor goed in geloof, die eerste ding wat jy nie moet doen nie, is om dit te ontken. Weg te hardloop van dit af. Asof jy die swart skaap is, omdat jy vra het oor geloof. Dis nonsens, jy hoef nie. Wat ons eintlik wil hê, is ons moet hierdie goed identifiseer. Jy sien, dit is die eerste ding wat Thomas gedoen het. Toe hy hoor tweedehands by ander mense van Jesus se opstanding en hy het dit nie self gesien het nie en dit vir hom bitter moeilik is om dit te glo. Toe erken hy dit. Die eerste ding wat hy doen is hy publiseer dit vir die kamer. Hy sê ek gaan nie glo totdat ek nie hierdie goed self met my eie oë en hande gesien en gevoel het nie. Hy ontken nie sy twyfel nie. Sien, dit is baie maklik vir hom om in daai oomblik eerder net 'n gesmile en wave het. Ja, Jesus bestaan. Yes. Hy het opgestaan. En dan draai hy daarvan af weg en hy ry op pad huis toe in sy Ford Figo en hy sê ek kan nie hierdie glo nie. En hy in daai oomblik ignoreer dit. Dis nie helpvol nie. Hoeveel keer in ons geloof dink ons moet dit doen? Ons moet die masker aansit van ek moet net maak asof ek dit glo want ander mense glo dit. My ouers verwag ek moet dit glo. My vriende maak asof hulle al hierdie goed verstaan, maar vir my verstaan ek nie al hierdie goed nie. Dit is moeilik om te glo. Moet dit nie ontken nie. Werk met dit. Ek wil net gou vir jou wys, die Bybel kleer nie vir ons hier in nie. Maar wat hy wel vir ons sê, is dat vir 8 dae, vir langer as 'n week, loop Thomas met hierdie twyfel in sy hart. Die disippels sê vir ons het Jesus gesien. Hy sê, ek gaan dit nie glo nie. 'n week later verskyn Jesus eers aan hom. Imagine die gesprekke in daai huis. Nou, hulle is al klaar toegesluit in 'n gebou, hulle kruip weg, want hulle is bang vir die Jode. Hulle is al opgebondel by mekaar. En 10 van daai 11 disippels, Judas was nie daar nie, 10 van daai 11 disippels, imagine die gesprekke, Jesus is lewendig, hy lewe. Kan julle dit glo, ons het hom gesien. Hier sit Thomas, ek glo jou nie. Dis vir my moeilik. Middagete daai selfde dag, selfde gesprekke, aandete, selfde storie. Volgende oggend, dis koffie daar in die kombuis en ouma beskuitjies en hy staan daar in die hoek. En ek glo nie wat julle glo nie, ek beleef nie wat julle beleef nie. Die vreugde wat julle het ek nie. Ek stoei met hierdie worstel in my hart. Imagine daai ou se week. Dit moes nag gewees het. Maar die een ding wat ek vir jou kan waarborg, is dat die oomblik toe Jesus 'n week later verskyn, ontmoet hy hom presies waar hy was. Met dieselfde woorde wat hy in daai kamer herhaal het. As ek nie Jesus sien met my eie oë nie. As ek nie die gate van die spykers sien nie, en my hand in sy sy druk waar die spies hom gesteek het nie, gaan ek nie glo nie. Jesus sê dieselfde woorde vir hom terug en hy nooi hom uit, kom doen dit. Kom kyk, kom sien, kom vat en kom voel.
Hy trap hom nie uit nie. Ek hoop jy sien hierdie saam met my. Jesus het al vele kere sy disippels tereggestel. Die Engels sê ook rebuked. Hy het Petrus rebuke voor almal. Sê kom agter my Satan. In hierdie oomblik het hy nie dit gedoen nie. Hy raas nie met Thomas oor sy twyfel nie. Hy sê nie vir hom wat 'n C-graad Christen dink jy is jy, dat jy twyfel. Ek dog jy ken my. Ek dog Thomas dat jy vir 3 jaar saam met my maaltye gedeel het, saam met my bedien het, saam met my wonderwerke gesien gebeur het en nou staan en twyfel jy. Wat 'n Christen is jy? Wat 'n disipel is jy? Hy sê nie dit nie. Van waar af kom daai emosie? Dat as ons twyfel, dink ons God gaan my straf. So wat ons eintlik moet doen is ons moet die krag van daai ding uithaal. Haal die krag van twyfel uit en sê hierdie is nie iets om te vrees nie, dis iets om mee te werk. Dis iets wat ons weer mee moet moeite maak. Jy sien wat dit is wat ek glo vir daai week vir Thomas 'n gebedspunt was. Dat hy met Jesus gekommunikeer het. Here, as U aan hulle verskyn het, kom doen dieselfde vir my. Here, ek wil U sien. Ek wil U beleef. Ek wil vir myself weet, ek wil nie net blindeliks glo nie, ek wil uit oortuiging uit glo. Hoeveel van die inhoud van jou gebedslewe behels dieselfde goed? Here, daar waar ek twyfel, ek wil U vertrou. Kom wys my. Kom vorm diep geloof in my. Here, ek soek oortuiging. Ek sien, partykeer is dit nodig vir ons om te twyfel in ons twyfel. Ek wil verduidelik vir julle wat hierdie beteken. We have to doubt our doubts. Want baie keer is die twyfel wat ons beleef iets wat alreeds aangespreek is, iets wat baie oor alreeds gesê is en iets wat ons saam met ander mense kan uitstoei. Ons hoef nie alleen te sit in ons twyfel nie. Weereens sien die storie van Thomas. Toe hy hierdie twyfel beleef, die eerste ding wat hy doen is hy erken dit en hy deel dit. Hy maak dit bekend. Hy skram nie daarvan af weg nie, hy stoor dit nie weg nie. Hy kom nader aan dit en hy sê, ek wil hierdie ding question. Ek wil worstel met hierdie ding. Ek wil gou vir jou wys, net in 'n boek, Loving Jesus More, skryf Philip Graham Ryken die volgende woorde. Hy sê, vir elkeen van ons, wanneer ons twyfel teekom, is daar 4 goed wat ons moet doen. Daar's 4 goed, dis 4 vrae wat ek vanaand in jou hande wil sit, wat jy saam met jou kan vat in die twyfel wat jy al beleef het, of selfs vanaand beleef. En die eerste ding is net, wat sê God se woord oor hierdie? Of leen ek myself uit om te luister na ander stemme en invloede? Nou, ek wil gou vanaand, ek wil eerlik met jou praat, ek wil reguit wees met jou. Dieselfde kapasiteit geloof wat dit vat om in Jesus te glo, vat dit net soveel geloof om ook nie in hom te glo nie. 'n Ateïs sal met jou tand en naal beklei as jy hom die geleentheid gee dat hy nie in Jesus glo nie. Hy sal vir jou hoeveel navorsing, hoeveel feite, hoeveel van sy persoonlike oortuiging, hoekom sal hy dit doen? Sien, want hierdie ou glo nie net dit blindeliks dat Jesus nie bestaan nie. Hy het werk gemaak daarvan, hy het sy twyfel versterk. Nou net soos wat jy jou geloof in Jesus kan versterk, kan jy jou twyfel ook versterk. En hoe doen jy dit? Atheist 101. Jy leen jouself uit na ander stemme wat teen God praat. Wanneer jy dit vir lank genoeg doen en wanneer jy dit deeglik genoeg doen, het jy daai twyfel so versterk dat dit moeilik is om God se stem te hoor. Want daar's 1000 ander stemme wat teen dit praat. En wanneer God wel met jou hart praat, is dit so moeilik om dit te onderskei en te erken, want daar's 1000 stemme wat teen dit praat. Sien jy dit saam met my vanaand? So wat doen ons as ons twyfel beleef? Ons gaan na ons bron toe. Jy sien, want soos wat ons geloof sinoniem sien met die woord vertrou, geloof in God is ook vertroue in hom. Nie net dat ek hom vertrou vir goed nie, soos ek vertrou U vir beter resultate op my wetenskaptoets, vertrou U vir 'n beter werk, ek vertrou U vir A, B en C. Dis nie dat ons hom net vir goed vertrou nie, dit is dat ons hom vertrou. Dat ons hemelse Vader vertrou met ons lewens.
So vertroue wat hand aan hand loop met geloof, beteken dat alhoewel ek twyfel oor goed, kan ek boonop dit steeds sê, ek vertrou my God. Al het ek nie al die antwoorde nie, al maak alles nie vir my sin nie, al voel dit vir my ek worstel met goed, al stoei ek met A, B en C, ek boonop al hierdie goed kan erken, ek vertrou Jesus. Dis die beste voet wat jy op kan staan wanneer jy deur twyfel gaan. Wees naby aan die Here, dat wanneer jy twyfel teekom, kan jy sê, Here, wat sê U vir my oor hierdie? Wys vir my. In die woord, in die skrif, en dit wat U in my hart kom doen, en dit wat U vir my kommunikeer, kom werk met hierdie ding. Dis die eerste ding wat ons doen, maar tweedens, wat ons ook doen is ons vra, is ons bewus hoe hierdie twyfel al aangespreek is in ander mense se lewens? Of dink ek oppervlakkig oor dit? Sien, hier's die verskil. Wanneer ek twyfel beleef, wanneer ek in situasies is waar ek God se goedheid bevraagteken. Kom ons vat 'n voorbeeld waar die dokter vir jou 'n diagnose moes gee. En vir jou moet sê dat dit lyk asof dit die ergste van die ergste gaan wees. En jy sê hierdie diagnose voel vir my soos 'n doodsvonnis. Dit voel soos 'n straf. Dit voel asof God my wil doodmaak. Dit voel asof hy my pak gee met hierdie ding. Hy straf my. Hy kom uit 'n naam met hierdie. Dan sê ons vir mekaar eerstens, ek is nie die enigste gelowige wat al deur gesondheid en negatiewe diagnoses moes gaan nie. Daar's dalk 'n ander gelowige wat in presies jou skoene was, met dieselfde teleurstelling, dieselfde emosies, dieselfde verwarring en vrees vir die onbekende. En deur daai twyfel gegaan het, wat saam met jou kan kom staan en sê, maar dit is nie God se hart nie. Dit is nie hy wat hierdie vir jou doen nie. Jy hoef nie God te blameer nie, jy kan hom eerder net beleef in hierdie tyd van moeilikheid. Jy sien, dit is vir ons weer eens waar ons nie alleen hoef deur twyfel te gaan nie. Ons kan dit saam met ander mense doen. Sien, wat baie ouens ook doen is ons gaan na die ekstreem toe. As ek twyfel oor iets, as ek wonder oor iets, dan gaan ons dadelik in aksie in. En ons sê, wel, as ek dit nie kan glo nie, dan gaan doen ek A, B en C en dit is teenstrydend met dit. Dit maak dit soveel moeiliker om God se stem te hoor wanneer ek in sonde ingaan terwyl ek stoei met twyfel. Sien gou hierdie prentjie vanaand. Soos wat ek wonder, het God regtig vir my iemand wat ek my lewe mee kan spandeer, want ek smag na intimiteit. Ek smag na 'n gesonde verhouding. Here, ek weet nie of ek U kan vertrou vir 'n lewensmaat nie. En soos wat ek stoei met daai en ek twyfel met daai, gee ek myself oor aan sonde en ek gaan probeer vir myself vervulling bewerk. En ek gaan maak foute en ek maak myself seer en ek sit met skuld en ek sit met skaamte. Nie jouself oorgee aan die goed wat dit moeiliker gaan maak om God se stem te hoor nie. As jy stoei met twyfel, as jy stoei met daai, dan sê Here, ek gaan vir so ver as wat ek kan sien, gaan ek daai een tree gee. Ek gaan U vertrou. Totdat ek nie dit self beleef en gesien het nie, maak ek nie 'n besluit nie. Dis die beste ding wat jy kan doen. As jy onseker is oor iets soos 'n besluit wat jy moet neem, 'n werksgeleentheid, of 'n moontlike oop deur, en jy sê, Here, ek weet nie of ek hierdie ding moet vat nie. Voordat jy net oorreageer en dit gaan doen, dan sê jy, ek gaan net so ver soos wat ek nou kan vertrou, gaan ek besluit. Totdat ek nie weet nie, haal ek daai las van my skouers af. Kan julle vanaand saam met my hierdie sien? Twyfel is iets om mee te werk. Die laaste praktiese vraag vir jou is, wanneer jy twyfel, het jy al hierdie twyfel opreg na die Here toe gevat? Met opregtheid en eerlikheid vir hom gesê, Here, ek stoei regtig met hierdie. Kom wys my, kom openbaar aan my. Miskien moet jy hierdie vanaand hoor, God diskwalifiseer jou nie vir 'n oomblik as jy twyfel nie. Hy doen nie. Hy gaan jou nie pak gee nie, hy gaan jou nie wegjaag nie. Hy nooi jou na 'n groter gesprek toe. Dis daai gesprek, daai ons moet praat oomblik, waar Jesus met soveel genade en soveel liefde, soveel ontferming, kom hy nader aan jou en hy sê, kom deel hierdie twyfel met my. En
en ek sal met dit werk. Vriende, dit is hoe jy 'n diep geloof vorm. Dit is hoe jy daai fondasie van ek kan my hele lewe op hierdie ding bank. Ek kan alles op hierdie ding bou. Dit is hoe jy dit doen. Jy vind dit nie net toevallig nie. Jy strompel nie net oor dit nie. Jy bou dit. Dit vat tyd, dit vat werk, dit vat 'n poging van jou kant af. Ek wil afsluit met hierdie vanaand is. Ons het dit vele kere vanaand gesê, ons kan kies om alleen deur twyfel te gaan of ons kan mense nader aan ons trek. Jy sien, want ons kan ons twyfel deel want ons weet dit diskwalifiseer ons nie. So miskien is vanaand vir jou 'n goeie stock-taking moment van die geloof wat jy al in jou hart gebou het. Die oortuiging wat jy vanuit leef. Miskien is vanaand 'n goeie stock-taking moment om te sê, deel ek hierdie goed saam met ander mense of probeer ek dit nog alleen doen? En watse kans dink jy staan jy om dit alleen te doen? Ek dink nie jy staan 'n goeie kans nie. So my vraag is jy in 'n groep? My vraag is, deel jy jou geloof met mense? Deel jy die moeilike vrae, die moeilike goed met ander mense? En as jou antwoord nee is, dan vra ek, met watse mense spandeer jy tyd? Of nommer 2, as jy weet dit gaan goed vir jou wees, hoekom doen jy dit nie? Is jy bang vir dit wat mense van jou gaan dink? Sien, Thomas het alles op die spel gesit daar. Die Jode is uit om hom te kry, hulle kruip al weg, hulle is bang, want 'n week terug het hulle Jesus op 'n kruis sien doodgaan, en alles is op die spel vir hom. En jy sit met die druk, wat gaan my ouers dink, wat gaan my vriende dink, wat gaan my meisie dink, wat gaan my kerel dink, wat gaan my baas dink, wat gaan die mense by die kerk dink, wat gaan Willem en Saan dink, as ek moet sê, julle ek stoei met hierdie ding, of ek twyfel, wat gaan hulle dink? Thomas sit alles op die spel. As hy nou vir hierdie groep mense sê hy twyfel, en hulle hom al buite sit, is dit nag. Is dit nag? Maar hy doen dit. Hy vertrou. He takes that one leap of faith when he's doubting. Sê, Here, ek gaan vertrou dat hierdie mense saam met my in gebed, in die woord, met die stem, gaan hulle hierdie pad stap. Dis wat God begeer vir jou. So ons gaan vanaand reageer in 'n tyd van worship ingaan. En dit is my hart vir jou, dat as jy twyfel beleef vanaand, of as jy stoei met iets in jou geloof, as dalk 'n stelling of 'n vraag wat in jou hart vassteek, vat dit na die Here toe. Doen dit eers vanaand. Moet dit nie vermy nie, moet dit nie ontken nie. Sê, Here, hier is plek in my hart. Met 'n vraagteken. Kom wys vir my. Kom openbaar aan my. Kom praat met my oor dit. So kom ons reageer. Kom ons staan saam en bid ons. Vader, vanaand erken ons eerstens, Here, dat U saam met ons is in tye wanneer ons twyfel. Dat ons weet ons nie alleen is of selfs minderwaardig is of gediskwalifiseer word nie, Here, maar dat U so teenwoordig is, selfs in die oomblikke waar ons harte regtig vra het. Here, ons gebed is vanaand, Here, kom help ons. Dat ons dit nie ontken nie, Here, maar dat ons U kan vertrou vir dit wat U binne in ons wil kom versterk en verdiep. Here, gee vir ons vrede terwyl ons hierdie pad stap van geloof. Here, dankie dat ons nie hoef te leef met hierdie vrees nie, maar dat ons eerlik kan wees met ons verhouding met U, maar ook met die mense rondom ons. Here, dankie vir 'n community, dankie vir mense wat hier staan, wat se harte so reg is, om enigiemand wat naby hulle staan, te ondersteun en lief te hê, met soveel genade, Here, wanneer ons sê, help my, ek battle met twyfel. Here, ons sê dankie vir U goedheid. Here, dankie vir U genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons reageer in 'n tyd van worship.